Baie welkom terug. Ons is in 1 Korintiërs hoofstuk 2, vandag vers 6 tot 9. Die Here se wysheid moet aan ons geopenbaar word. Vir diegene wat volwasse is in geloof, is wat ons sê wel wysheid, nie die wysheid van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid, wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het, en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het, die oor nie gehoor het, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom liefhet. Daar was mense in Korinte wat sommer maklik opmerkings gemaak het, dat Paulus en die boodskap wat hy bring simpel is. Miskien was dit al hoe meer ook die gesindheid onder die gemeente, dat Paulus en sy prediking nie juis voldoen aan die standaarde van Griekse wyshede waaraan hulle gewoond is nie. Wat hierdie mense nie besef nie, is dat die kruisboodskap van Christus eintlik die superieure wysheid is. Dit is wysheid wat hulle eintlik self nie eers kan insien nie. Dit is eintlik bo hulle vuurmaakplek, as mens dit so kan sê. Nie almal kan hierdie wysheid van God raak sien nie. Paulus tref iets van 'n onderskeid. Hy sê in vers 6, dit is vir diegene wat volwasse is in die geloof. Dit is die volwassenes in die geloof wat wel kan raak sien dat die kruisboodskap van Christus wel wysheid is, en 'n baie hoër wysheid is, 'n baie dieper wysheid is, as die Griekse wyshede wat die rondes doen daar in die stad. Daar is sommige mense wat beweer dat hierdie term, die volwassenes in die geloof, verwys na wedergeborenes. Dit verwys dus eenvoudig na mense wat tot geloof gekom het, die mense wat die Heilige Gees in hulle het. Maar 'n mens moet tog wonder of dit al is wat Paulus hiermee bedoel. Want ander kommentare sê weer, volwassenes dui hier op die gelowiges wat uit die aard van die saak wedergebore is, maar wat tot 'n dieper insig gekom het, wat al hoe meer tot 'n dieper besef kom van die evangelie, van die Here se wysheid, 'n dieper begrip van die evangelie boodskap. Nou ek stem meerendeels saam met hierdie laaste interpretasie, die laaste verklaring. Daar's ander verse ook in hierdie selfde brief, in die 1 Korintiër brief, waar Paulus die gemeente oproep om nie meer geestelike kinders te wees nie, maar om op te groei in geloofsvolwassenheid. So, Paulus wil nou nie hier een of ander vreemde skeiding of ongesonde skeiding tussen gelowiges in die gemeente bring nie, so asof hy wil sê, hier is hierdie elite groepie volwasse gelowiges en dan die gewone ou plebs hieronder. Dis nie wat hy wil doen nie. Maar hy sê, die wat geestelik meer volwasse is, hulle kom al hoe meer tot die besef hoe superieur die Here se wysheid werklik is. Hulle kom tot die besef van wat die Here regtig daar in die kruis openbaar. So mense wat jonk is in die geloof, mense wat pas tot bekering kom, hulle aanvaar die kruisboodskap, hulle glo die kruisboodskap deur die krag van die Gees, maar soos wat hulle groei, geestelik groei, besef hulle al hoe meer hoe wys, hoe goed, hoe mooi hierdie plan van die Here uiteindelik is, in die kruisiging van Christus. En volwasse gelowiges begin al hoe meer verstaan hoe hierdie kruisboodskap van Christus ook implikasies het vir elke liewe dag. So hier's nou die groot ironie in hierdie vers. Die slim mense van die wêreld beskou die evangelie as dwaas, maar hulle besef nie dat hulle juis uitmis op die diepste wysheid wat nog ooit bestaan het en nog ooit sal bestaan nie. Hulle mis uit hoe goed en slim en mooi die Here en sy werke en veral sy reddingswerk is. Die wysheid en die welsprekendheid en die kundigheid van hierdie wêreld gaan nie vir ewig bestaan nie, dit gaan tot niet gaan. Dit sê die apostel Paulus hier. Die wysheid van hierdie wêreld, of die wysheid van hierdie wêreld se heersers, die kundiges, die kenners, al hierdie dinge gaan tot niet. Al hierdie dinge verkrummel voor die wysheid van God. Dit is alles wyshede wat benede die groot wysheid van God is. Die redding wat ons deur die kruisiging en die opstanding van Christus kry, is nie 'n plan wat jy met jou menslike verstand sou kon insien of ontdek nie. Dit maak die apostel Paulus baie duidelik in die volgende verse.
Ons praat egter van God se wysheid wat in 'n misterie gehul was. Let op die verlede tyd hier. Maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het. Daar was 'n inisiatief van God, 'n plan van God. En wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het, sou hulle nie vir Christus gekruisig het nie. So kom ons pak hierdie vers 'n bietjie beter uit. Die apostel Paulus sê hier dat die wysheid van God, sy reddingsplan, sy evangelieboodskap, is iets wat in 'n misterie gehul was. Misterie beteken dis nie iets wat jy self as mens sou kon ontdek nie. Die Here moes self hierdie plan bedink het, dis die inisiatief. Hy het dit so bestem, die reddingsplan, die evangelieboodskap, die kruisboodskap van Christus, die manier hoe ons gered word, is iets wat God bestem het voor alle tye. Voor ek of jy bestaan het, voor die skepping bestaan het, het God alreeds hierdie plan van hom bedink, sy inisiatief. Maar dit is 'n plan wat jy nie sou kon verstaan of sou kon insien of sou kon besef as God dit nie bekend gemaak het nie, want dit was in 'n misterie gehul. Geen mens sal hiervan weet as God dit nie oopmaak nie. Dis die hele betekenis van 'n misterie. En pragtig hoe die apostel Paulus dan hier sê dat hierdie misterie, althans hierdie reddingsplan wat in 'n misterie gehul was, wat God bestem het, dit was juis bestem vir ons heerlikheid. Is dit nie wonderlik om dit hier te mag insien nie? Dat ons heerlikheid is die uiteindelike bestemming wanneer God in sy wysheid ons tot geloof bring deur sy evangelieboodskap. God wil ons in sy heerlikheid opneem. Dis die hele doel met sy reddingsplan. Hy het ons heerlikheid in die oog. Nou hierdie wysheid van God wat in 'n misterie gehul is iets soos ek gesê het wat deur menslike wysheid en menslike beredenering nie ontdek kan word nie. God moet dit vir ons oopmaak. En dit sien 'n mens so duidelik in vers 8 en verder. Dat as die mense in Jesus se tyd besef het wie Jesus is en hoe hy mense gaan red aan die kruis, dan sou hulle hom nooit gekruisig het nie. Ons gaan nou meer daaroor hoor. Vir nou moet ons net eers baie goed verstaan en vashou aan hierdie gedagtes hier in vers 7. Vir solank as wat die Here nie sy wyse reddingsplan vir jou oopmaak nie, bly die evangelie 'n toe boek. Jy kan 'n teologiese professor wees of een of ander superintelligente wetenskaplike, jy sal nie met jou menslike intellek die evangelie kan ontdek of beredeneer nie. Jy sal nie met jou menslike vermoë dus kan styg tot die hoogtes van God se wysheid nie. Daar is net een manier hoe die Here se wysheid aan ons bekend word. Hy moet dit vir ons openbaar. Hy moet tot op jou vlak daal en dit vir jou oopbreek, anders sal ons dit nooit kan besef nie. Sal ons dit nooit in ons harte kan indrink nie. Nou, ons het vinnigies gekyk hier na vers 8 van die heersers van die wêreld wat vir Jesus Christus gekruisig het, en hulle sou nie gekruisig het as hulle geweet het wie Jesus is of wat God se plan is nie. Daar is baie diskussie oor wie hierdie heersers van die wêreld is. En ons het ook daarvan gelees in die vorige verse, daar in vers 6. Sommige mense sê dit verwys hier na die duiwel en sy demoniese magte. Die duiwel en die demoniese magte kan nie styg tot die wysheid van God nie. Hulle kon nie die plan van God insien nie. Maar ander mense sê die heersers hier dui op die Jode en die Romeine wat Jesus vervolg het en gekruisig het. Hy verwys moontlik hier in vers 8, heel waarskynlik in vers 8, na die leiers van Jesus se tyd. Die Jode en die Romeine sou nie vir Jesus gekruisig het as hulle die plan van God geken het nie, as die misterie vir hulle geopenbaar is nie. Hulle sou nooit by daai punt gekom het dat hulle die verskriklike dinge gedoen het wat hulle gedoen het nie. God se reddingsplan is nie aan hulle geopenbaar nie, hulle het nie gesien nie, hulle het oë gehad, maar nie gesien nie, hulle het ore gehad, maar nie gehoor nie, soos die profeet Jesaja ook sê, soos wat Jesus ook telkens vir hulle gesê het en hulle beskuldig het. En dis hoekom hulle Jesus uiteindelik gekruisig het. Maar ek dink tog, dit is nie ver gesog om uit hierdie verse af te lei dat die duiwel en al sy demone ook nie geweet het hoe God se reddingsplan sal werk nie. Die kruisiging het beteken
Die slang van oud se dood en verdoemenis is vir ewig verseël. Dis nou klaar met hom. En Paulus anker dan nou ook hierdie stellings van hom in vers 6 en verder anker hy in 'n aanhaling, maar ons is nie presies seker waar hy hierdie aanhaling kry nie. Dit is moontlik uit Jesaja hoofstuk 64 vers 4 en dan 'n kombinasie ook van ander tekste soos byvoorbeeld Psalm 31 vers 20. Wat die oog van 'n mens nie gesien het nie, die oor van 'n mens nie gehoor het nie, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei. Wanneer het hy dit voorberei? Lank voor enigiets bestaan het, vir diegene wat hom liefhet. En hoe kan ons hom lief hê? Deur die wysheid, deur Christus, wat in ons harte kom woon, deur God se openbaring van sy evangelie boodskap, deur die geloof in die Here Jesus Christus. Dis nie 'n saak van mense oë of mense ore of 'n mense hart nie. Dit is God wat hierdie heerlikheid vir ons voorberei het en hierdie liefde in ons gewek het. Kom ons bid saam. Ons dank U, Hemelse Vader, dat U nie in donkerte vir ons weggesteek bly nie, maar dat U Uself openbaar, dat U Uself aan ons bekend maak. Ons dank U vir U woord, waardeur U almal oor hierdie aarde roep tot bekering en geloof. Ons vra dan ook dat U deur U Heilige Gees vir ons die misterie sal oopmaak, dat U Uself sal openbaar, dat U met U lig in ons harte sal skyn, sodat ons U wysheid sal sien, dat ons U wysheid sal verstaan, as die superieure wysheid, wat triomfeer bo enige aardse en menslike wyshede. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.